read. Celebrate Mother's Day. And we give honor and glory and we praise and we exalt our mothers because it's a reflection of the love of God that God has for man. And I want to declare today that we appreciate our mothers. We want to thank you for our mothers and the role that they play. Thank you for endowing upon them wisdom. Dankie Here dat jy hulle werklik deurdra, dat jy hulle versterk in U. En ek wil bid dat hierdie boodskap ook vanmôre ons in ons harte sal bemoedig deur dit wat ons sien in Jesus naam. Amen. Volg my net vinnig en ek gaan probeer vinnig gaan maak, maar ek wil nie die kern van die boodskap afwater nie. So verdra my maar 'n bietjie. Die erns van die boodskap vanmôre gaan oor ons moet verstaan dat God twee tipe karaktereienskappe besit. When we speak about God, we speak about God in His creation and in His power, but we also refer to God in His a bond that He stands with us in covenant in His name. Nou die Yahweh name is God se verbondsname. Die El name is God se skepingsname. El Elohim, El Elohai, El Elohoi. Maar die Yahweh name Yahweh, Rofeka, Jehovah soos ons hom ken. Verstaan ons dat dit 'n verbond is waarin God staan. But God in His creation and in His power and authority is God the masculine. But God in His covenant is God the feminine. Asseblief, do not see it as a gender, but as an attribute. Because God is not just your protector, He's your carer. He's the one that's compassionate. He's the one that has empathy. He is the one that cares for you. He is the one that loves you. He's the one that protects you. He's the one that provides for you. So all attributes in the masculine and feminine is covered. Maar wanneer ons kyk na 'n moeder, weerspieël sy absoluut die vroulike karaktereienskappe van God. Die omgee. As 'n kind seer kry, hy hardloop nie na papi toe nie, hy gaan na ma toe. En jou ma plak net 'n band-aid op en 'n bietjie spoeg en hy sjaf. Is dit nie so nie? Pa kan troos en hy kan maak wat hy wil, hy kan skree. Nou as ek val, skree ek. En ek het al 2 keer in hierdie kerk geval, verlede week weer. En weet jy dat 'n kind soek vertroosting by sy ma, want hy voel die beskerming in daai opsig. Wanneer 'n kind se lewe bedreig word, gaan hy na sy pa toe, want dis die een wat hom gaan beskerm teen aanvalle en teen die vyand. Maar wanneer 'n kind vertroosting nodig het, dan soek hy sy moeder. En ek gaan kortliks met julle vanmôre praat oor 'n spieël van God se liefde. 'n Vrou is die weerkaatsing van die absolute toonbeeld van God se liefde in 'n mens geopenbaar. En weet die broer en suster, die Here is haar vyand in sy beplanning en skepping. Amen. The Bible says in Isaiah 66 verse 13, as a man whose mother comforts him, so I myself will comfort you. Hier kan ons duidelik sien, Afrikaans sê, soos iemand wat getroos word deur sy moeder, so sal ek julle troos. Duidelik, die vrou word hier gebruik om die karakter van God te demonstreer en te openbaar. We refer to this as anthropomorphosis. Kom ek verduidelik wat dit beteken. Dit beteken, ons gee aan God 'n menslike karakter, wat eintlik nie gedoen kan word nie, because God is God. The reason we give God humanism
evangelistic characteristics is just for us to be able to understand in a comprehensible way who God is and how He acts. So die onder wat ons sê God is soos 'n vrou, ons sê nie God is vroulik nie en daai tipe goed nie. Al wat ons sê dan is soos 'n ma na haar kind sal kyk. Ek kan vanmôre vir u sê, 'n ma sal alles doen vir haar kinders. Hoor mooi broers, as jy ooit in jou lewe kom waar jy vir 'n vrou sê, you must choose between me and the kids. Guess what, you're going to come second. Vrou van haar kinders en sy loop. Want haar kinders was uit haar geboor. Seker die vleis op die kontrikluistertjies. Feite. Miskien trouwens hy beter die tweede rondom. Dis net 'n grapie, hoor. Dis net 'n grapie. Dis net 'n grapie, hoor. Daar is nie van twee trouwens nie, net een. But unfortunately, when a mother, that's the difference between a woman that is barren and a mother. A mother understands what it means to love instantly. En het maak nie saak hoe sleg die kind is nie. Sy sal altyd sê, maar dit bly my kind. En daarin sien ons God se karakter. Al is iemand, skiet vir die vergelyking wat ek gemaak, al is hy 'n dwelmverslaafde, and he's a reject of the world, and people want nothing to do with that person, God still loves him. As a mother will always love her child. En hier kom die woord van die Here en hy sê, soos 'n moeder haar kind vertroos, so sal God ons vertroos. En ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is die kosbare geskenk wat enige iemand in sy lewe kan beleef, is die hart van 'n moeder. Ek praat van 'n moeder wat die beginsels van God verstaan, wat weet wat is reg. 'n moeder is meer as net 'n vrou wat geboorte aan 'n persoon gegee het. Sy is die een wat liefde dra. Sy is die bewaarder van herinneringe. Hoor mooi wat ek sê. Gentlemen, women never forget. Ever. Hoor hoe sê hulle ja. Jy sal vandag iets doen. 45 years later, gaan sy vir jou presies sê, onthou jy 1972, toe jy in die waskamer, jy het 'n pink hemp aangehaald. Don't give so much detail, woman, wie forget nie. Hy stop by die pink hemp, hy wonder waar hy met 'n pink hemp gehad, en dan sien jy net aan mond beweeg, jy hoor niks verder nie. Het ek vir jou gesê, gaan poskantoor toe nadat jy by Spar was. Jy het nie poskantoor toe gegaan en jy het nie vir my seels gekry nie. Kan jy onthou, jy wil ons niks vir my doen nie. Sy vergeet dit nie. Ever. Onthou jy daai dag? Onthou jy dan dink jy maar, hoe? En die ander ding, 'n vrou is sentimenteel. Hulle is maar nou net so gebou. My vrou sê vir my, ek het so baie klere wat ek moet uitgegooi. Wag, ek is so sentimenteel. Get rid of it. Maar ek is bang as jy ontslae raak, want sy dit jy vol maak. So, just keep it, it's okay, my darling. Sy is die weerspieëling van God se troos. As 'n mens wil weet hoe troos iemand, kyk hoe troos 'n vrou iemand. Broers, ons is nie so nie, want weet nie, ons het ander goed wat ons pla. Ons testosteron is te groot, en ons ego is te groot. Get rid of the ego, and see what a woman does. Dis kom hulle dinge reg kry, because they're soft spoken. En weet jy wat, 'n vrou is absoluut die toonbeeld van omgee, van dit wat noodsaaklik is. Sy is 'n spieël wat God reflekteer. Nou kom ons kyk vinnig na 'n spieël. 'n Spieël kan nie lieg nie. Amen. Hoe verkeerd
het jy in daai spieël gekyk? En daar's baie spieëls wat jou mooier laat lyk as ander. Hy het so wop. Ander laat jy weer bietjie uit vorm uit lyk. Maar ek hou van die spieël in my badkamer, hy roep my terug. Hy sê, hey, Heinz, kom ja. Dan loop hy weer terug. Maar 'n spieël kan nie lieg nie. Amen. 'n Spieël weerkaats die werklikheid. En daarom is 'n vrou soos 'n spieelbeeld van God se liefde. She's absolutely the reflection of who God is. You see, a reflection is something of the original. You see it and it gets reflected back to you. Maar kom ons kyk na dit. Die eerste ding wat 'n vrou weerspieël is waarheid en eerlikheid. Dis die eerste ding wat sy soek in enige verhouding as 'n ma met haar kinders. Ek praat vanmôre met 'n vrou wat 'n verhouding met kinders het. 'n Ma soek 'n kind moet die waarheid praat. Sy weet, hoor mooi, waar's die kleintjies? 'n Ma weet as hulle lieg. Is jou huiswerk gedoen? Ja, ma. As daai ywer in daai stemmetjie. She knows. She knows. En vir 'n kind is huiswerk vloek. As 'n ma vir 'n kind moet sê, gaan doen jou huiswerk, hy gaan sê, wat 'n fuck. In ander woorde, wat 'n fuck, nee? Which subject? Net dan dink jy ons ek vloek julle. Vloek julle nie. Brandon. Ek dink ek vloek in die kerk. Hoor, ek vra dan nie. For a child, if you tell it to homework, you think she's swearing at you. But it's always done. En dan vind jy uit, 'n dag voor die taak moet ingehandig word. Maar die taak moet inkom môre, is ek reg? En dan spring hom die pap en hulle werk dwars deur die nag. Ek onthou Tertius het 'n taak gehad, hy moet 'n boot bou. Dit was nog die ark. Nou ek het nou baie kennis oor hoe lyk die ark. En hy sê vir my die aand voor die oggend, waar ek moet môreoggend 'n ark inhandig vir 'n taak. Ek sê, hoe sê jy my nou? Niemand weet wat kan ek doen. Pull the cow out the head, not even a bunny anymore. En ek en my vrou begin aan hierdie ding werk. En het lyk staan, daar is uit 'n brug op, en hy lyk net mooi. En hy kom by die huis, en hy het goeie punte gekry uit die 7. Maar ek wip. Ek sê, van vat die ding terug skool toe, gaan sê vir jou vrou, ek is nie tevreden met my punte nie. Hy vat hom terug skool toe. Hy kom by die huis, pa die juffrou het vir pa 95. Ek sê, krijg, sy is 'n kwaai juffrou, ek laat hom. En is dit nie hoe 'n moeder is, sy sal alles na vermoë doen, sy sal self onverlief om iemand anders 'n voordeel daardeur te trek. Dit is 'n weerkaatsing van wie God is. En broer en suster, 'n spieël dra nie maskers nie. 'n Spieël is onpartydig. 'n Vrou, 'n moeder, oordeel nie haar kinders. Nooit. En broer en suster, het hy mooi dinge of foute? Sy is sonder veroordeling. En ek kan vanmôre waarlik vir sê, ons koning is absoluut. Hy veroordeel u nie oor die foute en die verlede nie. 'n Vrou, 'n moeder, is die refleksie van die ware lig. As daar nie lig is nie, kan 'n spieël nie reflekteer nie. There has to be light. Jy sien, 'n spieël funksioneer slegs as die lig op hom skyn. En toe ek hierdie neerskryf oor die eienskappe van 'n spieël, want ek het nou gekyk, hoe werk 'n spieël? En ek besef waar 'n lig moet op hom val. We cannot reflect God if the light of God doesn't shine through you. Amen. If God's light is not in your life, you cannot reflect the light. In ander woorde, dan weerspieël ons iets anders. 2 Korintiërs 3 vers 18 sê, all of us then reflect the glory of the Lord with uncovered faces.
And that same glory came from the Lord, who is the Spirit, transforms us into His likeness in an ever greater degree of glory. U sien ons verteenwoordig en reflekteer vanmôre die heerlikheid van God in ons lewens. En God gee 'n moeder as voorbeeld van hierdie ding. En broer en suster, kom terug na wat ek in die begin gesê, Nico byt maar net bietjie vas, hoor. Die feit dat 'n vrou 'n man se medehelfte word, en die Bybel sê dat 'n man sal sy moeder verlaat. Kom ek vat die terug daar. Dit was die ma se verantwoordelikheid om die kind groot te maak in die vrese van die Here. Wanneer die Bybel sê ons is die priester van die huis, praat dit verantwoordelikheid to lead your family in the way of God. But it is the mother's responsibility to keep the children in line with God's principles. Hoor mooi. En wanneer 'n man met 'n vrou trou, hoor mooi, 'n vrou kan 'n man breek of maak. Fact. Is dit die vrou se verantwoordelikheid om hom nog steeds in lyn te hou met God se beginsels. Dis wat die woord sê. Dis wat die woord, dus kom sy aangekleef moet word, want nou word dit haar verantwoordelikheid om hom in die beginsels te hou, sodat hy as priester van die huis kan optree. Weet jy wat beteken dit? Dat die vrou eerstens in 'n verhouding met God staan. Dit is hoe dit werk. En die man moet dan ook in 'n verhouding met God staan, terwille van sy kinders. Weet jy, ek hoor baie mense sê, my kinders is verlore, maar self geen verhouding met God. Die vrou, die hart van 'n moeder, is iemand wat sal opoffer, sonder om terug te verwag. 1 Konings 3 vers 26 sê, maar die vrou, wie se kind die lewendige was, dis hier waar die vrouens, die twee moeders staan, die een is doodgebore en die ander een nie. En hulle staan voor koning Salomo, die een sê, nee, maak hom dood, maak hom dood, maak hom dood. En die ander vrou sê, wie se kind lewendig was, het met die koning gespreek, want haar binneste was ontroerd oor ons seun. Sy het gesê, ag my Heer, gee haar die lewende kind, en maak hom tog nie dood nie. Sy sal self om haar kind se lewe te red, sal sy 'n verhouding opoffer. En ek wil vanmôre vir sê, broer en suster, dankie sê. To serve God means you sacrifice yourself. To walk in a way with God, you sacrifice your own desires. You sacrifice everything that you have to serve the Lord. Die hart van 'n moeder dra onsigbare dinge. En ek gaan vir julle sê wat ek daarmee bedoel. Gaan vir my na Lukas 2 vers 19 asseblief. Maria kom, en kyk wat sê die woord van ons Lukas 2:19. Maar Maria het al hierdie dinge in haar hart bewaar, en daaroor nagedink. You know what I found about mothers? They don't badmouth their children. Ek veralgemeen nie. Ek kry nou maar hier en daar 'n moeder wat die kinders teen mekaar sal opmaak. Ek praat nie van daai goed. Ek praat van 'n vrou wat die beeld van God het. Ek praat van 'n moeder wat in 'n verhouding met die Here staan. Die woord bewaar beteken sorgvuldig te berge in 'n kluis. Dis wat bewaar beteken. Sorgvuldig. Die ander dag krap my vrou daar goed van Tarsus uit, so pikkewyn en 'n kombers toe hy klein was. Ons het hom altyd genoem pikkewyntjies, als behalwe nou pikkewyn. En sy het goed van Maruska daar uitgekom, ook 'n kombers. En ek
tog maar die goed het ek gedink is lankal karlappe. Jy weet, ek onthou die doeke, daai tyd het ons nog Claudina doeke gebruik. Wie kan dit onthou? Ons het nie sulke weggooi goedjies gehad nie. Al wat jy weggegooi het hier goed binne in die doek. Dan is het sterrenappie en dan moet jy dit vas en dit moet lê. Kyk, baba groot maak, daai tyd was baie meer werk as nou. Nou gaan koop jy net 'n pak weggooi, cutlers of peppers, whatever you want to call these things. En dit is baie gemakliker, maar dit is nog steeds harde werk. En dan sien ek maar hierdie doek begin nou deurwas, dan word hy nou 'n karlap. En sy haal hierdie goed uit. En sy haal goed uit wat hulle mee gespeel het. Maar hoe skap so 'n fairy wat jy trek? En het spins. Die ding is nog steeds heel, wat my vrou gebeere het. Sorgvuldig weggestoor in die kruis. Sy bebeere dinge van haar kind en sy deel dit met niemand nie. En ek wil vanmorgen vir sê, weet jy wat doen God? Hy vat die dinge wat sy kinders seer maak en teleerstel en hy bere dit. Hy hou dit nie teen hom. En hy haal dit nie weer aan nie. Die Bybel sê, hy dink nie weer aan nie. Is dit nie wonderlik? En ek wil vanmorgen vir sê, wat doen 'n moeder? Sy dra die las op haar hart van 'n kind. Daai goed wat ons nie van weet nie. Die pyn wat 'n kind beleef en die kind spreek met die moeder, sy hou dit vir haarself. En ek wil vanmorgen vir sê, ek kan na die grootste moeder kom, Jesus Christus. En jy kan met hom praat oor die pyn, en hy sal dit ophaal. Onuitgesproke vrese vir die toekoms van haar kinders. Kommer oor wat gaan van hulle word, as hulle nog klein is. As hulle nog nie eens op skool is nie, hoe gaan hulle dit eendag maak? Weet jy wat vind ek? 'n moeder maak ook altyd 'n plan. Weet nie hoe nie, maar hy maak 'n plan. Onsigbare drome vir haar kind se geluk is baie belangrik. Sy deel dit nie met almal nie, maar sy dra dit op haar hart. Sy dra die pyn van haar kind, wat iets in vertroulikheid met haar deel. En sy bid daaroor, en sy glo saam met haar. Al breek alles rondom haar hart sal bly staan. Tot die dag, dat daai kind en sy van mekaar sal skei. 'n moeder se hart is iets besonders. Moedersdag is nie net 'n dag van blomme gee nie. Dit is om ons te herinner aan die karakter van God, wie hy is en wat hy vir u en my beteken. En ek wil vandag vir u sê, moet nooit versuim om u moeder en u vrou vir die broers, wat nou, van ons het nie meer moeders nie, ek en my vrou het al twee nie meer 'n ma of 'n pa nie. Maar sy is my kinders se moeder. En elke keer wat sê ek waardeer wat jy vir my kinders doen. Moet nooit ophou om haar te sê jy waardeer wat sy doen. As ons vandag na ons moeders kyk, daarin sien ons God se hart. As ons na ons kind kyk, sien ons iemand wat ons vrou vir ons geskenk het van God af. En wanneer ons na die twee kyk, is dit wat God vir ons gegee het in hierdie wêreld, God se grootheid te sien. Mag hy vir ewig lewe. Ek wil 'n gedeelte vir u lees vanmôre. Vroukie, julle kan gou regmaak. Dit gaan oor 'n verhaal wat in 2008 afgespeel het in Sichuan
in China. Dink jy het almal al van dit gehoor, the earthquake that took place in Sichuan in 2008. En dit gaan oor the mother under the rubble. Die moeder onder die rommel. En luister net vinnig hierna. Dan gaan ons afsluit met 'n gebed. In Mei 2008 het 'n verwoestende aardbewing die Sichuan provinsie in China getref. Duisende mense is gedood en hulle dorpe is in pyn. Reddingswerkers het dae-lang geworstel om mense onder die rommel uit te haal. Die pynhope wat gelê het, was versprei vir kilometers en een na die ander het die lyke van die mense uitgehaal. Een reddingsspan het in die ruïnes van 'n gebou afgekom op die liggaam van 'n jong moeder. Nadat hulle die rommel van haar afgehaal het hulle gesien sy sit op haar knieë, gebukken, en dit lyk of sy in gebed verkeer. Haar bolyf vorentoe gebuig, maar haar arms en haar liggaam het iets bedek. En hierdie was vir hulle baie vreemd, want dit gelyk of sy iemand beskerm van iets wat in mekaar instort. En daar was toe 'n gedeelte geskryf oor hierdie moeder se laaste oomblik, that last moment. En dit gaan toe oor my laaste asem vir jou. En jy moet nou mooi luister, want daar was een laaste asem vir u en vir my, die asem van Jesus Christus. Amen. En sy laaste woorde was, dit is volbring. Vir u en vir my. Finished. Finalized. Een reddingsspan werk deur die nag. Stof hang tik in die lug. Alles is in pandemonium. Chaos heers op die plein. Geboue plat geslaan. Hoop versplintering. Harte is swaar. En dan stop hulle. Onder die pyn sien hulle haar. 'n jong moeder op haar knieë, vorentoe gebuig. Haar arms soos vlerke wat iets kosbaars beskerm. Of sy haar eie liggaam as 'n skild gebruik het. Die span liggaam en hoor 'n geluid. Dis 'n geluid van 'n klein kind. Nie van verlies nie, maar van lewe. Die baba leef, veilig, ongeskonde. Sy het haar liggaam as 'n skuiling geskep om die kind te beskerm. 'n kathedraal van vlees en liefde. Haar ribbes het die dak geword, haar rug die mure, haar arms die deure van genade. Maar toe hulle haar hand oopmaak, vind hulle iets vreemds daarin. Daarin is nie 'n briefie nie, maar 'n selfoon. En op die skerm is daar 'n onvolledige teksboodskap. 'n boodskap wat nooit gestuur kon word nie, maar wat in die hemel geregistreer is. En die boodskap lei as volg: My liewe kind, mama sê, as jy dit moet oorleef, en my liggaam is vir jou gebreek, het ek het vir jou gedoen,
jou so lief het. Moet nooit vergeet dat my gebroke liggaam vir jou gebreek was om vir jou lewe te gee. Mama's baie lief vir jou. Het is vir ewig vir jou lief kry. Dit was haar laaste asem, haar laaste krag. Nie 'n skree van vrees, nie 'n hulpgeroep nie, nie 'n gebed vir haarself nie, maar 'n liefdesverklaring, bevestiging van haar oneindige liefde, 'n ma se liefde. Dit het 'n kruis in stilte gedra, 'n offer sonder podium, 'n evangelie sonder woorde. Weet vandag, die gebroke liggaam spreek boekdele van genade en liefde, van omgee beskerming. Hy moes gedood word om vir u en my ons lewe vir ons terug te gee. Mag hierdie dag ook dit weerspieël en weerkaats in u en my lewe in. Mag vandag, omdat ons dit oorleef het, altyd onthou word. Jesus het u lief. Amen. Vader, sluit vandag af en ek wil elke moeder en elke toekomstige moeder voor u opdra. En sê dankie vir ons moeders. Dankie dat ons weet hulle is die spieelbeeld van wie God is. En in hulle kan ons waarlik liefde sien. Onvoorwaardelik. Een wat omgee. One of compassion. One of empathy. One of love. One of caring. Father, that when we look at our mothers, we will realize they're just reflecting who God is. Bless our mothers today on this wonderful day. In Jesus' mighty name.